Jy weet, ek is net besig in my gedagtes en besig om sommer net bietjie met die Here te gesels en ek bid en weet en dan ervaar ek die stem van die Heilige Gees en dan baie keer dan question ek daai stem. En ek dink aan Johannes 10 vers 4 waar die Here Jesus praat en sê nadat hy sy skape by mekaar gebring het en hy het hulle uitgebring, loop hy voor hulle uit en sy skape volg hom want hulle ken sy stem. Hoe goed ken jy die stem van die Heilige Gees? Hoe goed ken jy Jesus se stem? Want die vyand kom en vermom hom as die Heilige Gees. En as jy dit nie geweet het nie, daai is waar. En hy kom om te deceive en te steel en te verwoes en jou de mekaar te maak. En die woord van die Here leer ons dat die beste manier om te bepaal of dit wat jy ervaar, woord wat jy kry van iemand af, of dit wat jy ervaar as die Heilige Gees wat met jou praat, kan ons toets op net een manier. Ons toets dit teen die woord van God. Met ander woorde, ons toets dit teen die Bybel. Want die vyand gaan nooit vir iets sê wat in die Bybel staan en what will be the point. Want dan is hy nie besig om jou te deceive nie. Yes, hy sal baie keer die woord van die Here probeer gebruik om jou te mislei deur iets anders te vir jou te probeer sê. That's much is true. Maar dan is daar gelukkig meer as een plek waar ons dit kan bevestig in die woord. Die woord is gewoonlik layered met die waarheid. Jy weet, soos toe Jesus op dag 41 na hy die 40 dae in die woestyn was en die vyand kom by hom en die vyand toets hom en probeer hom mislei, het hy die woord gebruik. Hy het gesê, daar staan geskrywe, gelukkig kon Jesus dis hy self, hy is die woord. So gelukkig kon Jesus die woord gebruik om die valse weerlê van die woord weer te lê. Met ander woorde, hy kon teen daai dele van die woord praat waar die duiwel wil gebruik het om hom te mislei. Wat is my punt? My punt is dis belangrik om die woord van die Here te ken, sodat jy die stem van die Here kan ken. Want die twee loop hand in hand. En met so baie keer gebeur dat 'n ou mislei word. En wanneer jy besef en jy gaan check dit in die woord, dan prys die Here vir sy liefde en genade om dit vir ons net reg te stel. As jy bereid is om te luister. Ek deel dit net volgende.